Sielskoffie uit die hart. Ek het onlangs die wonderlike voorreg gehad om in die Kruger Wildtuin te gaan vakansie hou. 'n Ander wêreld het vir my oopgegaan. God se skepping is so sigbaar in die Wildtuin en dis 'n plek waar mense sy teenwoordigheid so kragtig ervaar. Toe ek my kom kry, besef ek, hierdie is nie net 'n vakansie nie, maar 'n sabbatical tyd wat ek so nodig het na 'n warboeltyd in my lewe. Op pad een oggend in die Wildtuin sien ons 'n voorwerp in die pad afstap. En soos ons nader kom, besef ek dis 'n leeu. Hoe nader ons aan hom kom, sien jy elke gevormde spier en krag in sy lyf, soos hy rustig die pad afstap. Indien ek sou kans sien om my ruit af te draai, sou ek aan hom kon vat. Maar glo my, dit was nie 'n opsie nie. Olifante, zebras, vlakvarke, bokkies, kameelperde en soveel meer kry ons reeds op die eerste 2 dae in die Wildtuin. Wat 'n ervaring om hierdie diere so na aan jou te kan beleef. Die stilte en fluister in die kar is tasbaar en so kosbaar, soos ons die veld bespied om nog meer diere te kan sien, en die spoed waarteen ons ry is stadig en kom lê rustigheid in my soos 'n warm kombers. Die 2 vriendinne wat saam met my was in hierdie ervaring, het dit net nog meer spesiaal gemaak. Vriendinne met harte van goud. Ons kom by 'n uitkykpunt waar ons krokodille, seekoeie en waterskilpaaie sien. Daar is doodse stilte en ek wens ek kan vir ewig net hier bly sit en die natuur indrink. Die volgende oomblik blaas 'n seekoei en die water spat soos hy sy vriende rondom hom waarsku om weg te bly, want dis nou sy slaaptyd. Daar is die mooiste voëls in die Wildtuin, alle kleure en klanke. By een van die stoppe koop ons ietsie om te eet, en terwyl ek onder 'n boom staan, kom 'n klein fluweel blou Kaapse glanssproei na my toe aangehop. Hy hou my dop en vir 'n oomblik maak ons oogkontak. Dit lyk of hy na my voete wil pik, maar ek staan. Ek ervaar in daardie oomblik iets wat ek nie in woorde kan omsit nie. 'n Krag van bo, wat soveel groter is as ek self, en dit vul my hart met dankbaarheid. Die voeltjie hop tot tussen my voete en pik 'n stukkie kos wat op die grond lê op en vlieg weg. Dankie Here, dat U weet dat dit 'n oomblik was wat ek so nodig gehad het, want om U grootheid te kan ervaar, los my sonder woorde en vul my hart met warmte. Die tweede uitkykpunt is vol zebras, troppe van hulle, op 'n vlakte waar jy nie die einde kan sien nie. Weer ervaar ek daardie stilte, waar ek net wil bly sit en nooit weer wil opstaan nie. Ons besef op die laaste dag dat ons nog net die luiperd moet sien om die Big 5 te kan ervaar. En die laaste aand by die restaurant, toe sluip die ou groote uit die bos oor kan die rivier. Wat 'n wonderlike gevoel. Ons het binne 3 dae die Big 5 gesien. Iets wat nie vir almal beskore is nie. Die emosie in my walm op, omdat ons soveel guns ervaar het in die Wildtuin. Ons het
soveel diere gesien en van hulle letterlik 2 armbreedtes van ons ervaar. Soos ons die wildtuin uitry op die laaste dag, sluip 'n leeu voor ons voertuig verby. Jy kan sien hy is besig om gereed te maak om iets te vang. Hy gaan lê rustig oor kan die pad en maak reg om aan te val. Toe ons kom kry, is daar nog 'n leeuwyfie op pad om die pad oor te steek, agter ons voertuig, gereed vir die aanval. Alles rondom ons is doodstil en jy kan die intensiteit in die oomblik ervaar. Die leeuwyfie spoed vorentoe met bultende spiere. Bokkies kom verbygehardloop en jy weet in jou binneste, daar het 'n vangs plaasgevind agter die bome. Woorde is daar nie om hierdie ervaring te beskryf nie, want vir van ons kan dit 'n wrede een wees. Maar dit is hoe God dit bedoel het om te wees in die diereryk. En dit is iets wat ons as mens nie altyd die voorreg het om te kan beleef nie. Ons ry die wildtuin uit en my hart is dankbaar vir 2 wonderlike vriendinne. Dankbaar dat ek stilte kon ervaar wat my weer laat kans sien om die lewe aan te pak met mening. Mag jy ook op jou eie manier stilte ervaar in hierdie week, want stilte dra krag wat ons laat besef dat daar 'n groter hand is wat ons optel en dra in hierdie lewe se onsekerhede. Tot volgende keer.